Hallo en welkom. My naam is Amike. Ek is 'n verpleegsuster wat my eie pad stap met PTSD. Hierdie is 'n plek waar ons dit gemaklik maak om oor die ongemaklike goed te praat. Waar eerlike gesprekke op tyd kry. Want soos koffie is die lewe nie altyd soet nie. Soms is dit bitter. Hier deel ons daai stories. So kom sit saam met ons, luister en voel. En dalk, net dalk, voel jy is nie alleen nie. Welkom by My Storie Met. Diep in my stilte hoor ek jou naam. Tussen die skeure waar my vrese slaap. As alles breek en al my kragte gaan, staan nog jy, staan nog saam. Danae, baie dankie dat jy vandag hier is en dat jy jou storie deel. Ek wil vir jou sê, jy is so komieklik en ek is mal oor jou video's. Ek kyk so baie van hulle en stuur hulle aan en dit is regtig amazing. So baie dankie dat jy hier is vandag. Dit is my 'n groot voorreg om my storie te kan deel. Dankie. Ek wil graag begin met, op 'n jong ouderdom het jy verskriklik baie sukses bereik. En natuurlik met daai sukses kom daar verskriklik baie druk ook. So, hoe het jy daai druk, hoe daai druk jou beïnvloed? Met hierdie deel, ek het nog nooit dit gesien of as druk nie. Wow. Dit is vir my as ek mense sien wat na my toe kom of ek sien, ek groei, sien ek dit as wow, jy, dankie. Dankie Louise. Hierdie is 'n answered prayer. Wow. Dis hoe ek dit sien. So ek sien dit glad nie as druk nie. Al die druk wat ek het, is ek wat dit op myself sit. Dit kom glad nie van die publiek af nie. Ek sien net die publiek as mense, as dit nie vir hulle was nie, dan kon ek nie doen wat ek doen nie. So ek sien, ek sal nooit sê ooit enige druk kom van hulle af nie. Wow, dis wonderlik. Maar jy praat van innerlike druk of druk op jouself. So, as jy nou praat van daai druk op jouself, watse tipe druk is dit wat jy op jouself sit? So ek is verskriklike van kleins af. Ek wou nog nooit average wees nie. Soos ek wil baie goed wees. Ek wil nie soos oulik, hierdie is oulik, soos nee, ek wil goed wees. Dis is met my video's ook, soos ek is baie erg oor wie ek soos my laat help, want ek is nogal soos, hierdie is hoe ek daarvan hou. Okay, ons gaan dit oordoen, totdat ek soos tevrede is. So ek sit baie druk op myself, dan is nie eers eintlik nodig nie, want dan is die eerste tyd eintlik perfek, maar ek soos wil dit amper soos 'n perfection. In jou oë wil jy dit perfek hê. Al was dit dalk perfek die eerste keer. Ja. En hoe is daai druk vir jou, want dit is seker moeilik ook om so amper hard op jouself te wees, dink ek. Ja. Nee, dit is verskriklik moeilik. Dit is ek dink baie keer dan kyk ek vir die mense, soos na mense se lewens wat net alles is net soos dit lyk asof alles net so maklik is. Maar my lewe is ook maklik. Ek dink ek maak dit net vir myself moeilik. Maar jy het 'n goeie woord daar gebruik, lyk maklik. Ja. Ek dink dit is 'n goeie woord om te sê, want ek dink dit lyk maklik, maar is dit regtig? Ja. Nee, ek weet dit is nie, maar hulle hanteer dit net cooler. Hulle is meer chill en ek het meer so, hierdie is nie reg nie, ek moet dit nou. Ja. En as dit nie reg is nie, of jy is nie gelukkig daarmee nie, hoe hanteer jy jouself wanneer dit nie goed genoeg is nie, of dit is nou nie reg nie, of hoe hanteer jy dan jouself? Dit gaan glad nie goed nie, so of ek
doen wat ek letterlik nou leer, soos vir 'n besigheid, what to do in crisis. Dan sê ek soos, okay, kom ons identifiseer die probleem. Wat is die probleem? Hierdie is die 101. probleem. Stap nommer 2. Wat gaan ons hier aan doen? Wat is ons opsies? Wat kan ek nou doen? Okay, ek kan hierdie doen. So ek doen dit half so, analyse dit so, Sure. en dan probeer ek nou maar oor dit kom, of dit uitwerk. En as ek nie dit doen nie, dan gaan ek in 'n total angsaanval in. Sure. So ons probeer maar so in stappies doen. Sure, dit is vir my so ironies want niemand plaas daai druk op jou behalwe jouself nie. En dit is die ironie daarvan is dat niemand anders sou eers geweet het as daar 'n fout was nie of as iets nie reg was nie. Dit sou perfek vir almal anders gewees het. Maar Ja. vir jou was dit nie op jou standaard goed genoeg vir jouself gewees nie. Ja. Ja, Ja. dit is so interessant. Dink jy dat mense die regte jy sien as jy jou foto's maak of jou video's post en jou dink jy daar's 'n bietjie van die regte Denai daar binne? Ek dink nie hulle sien nee, ek dink baie mense as hulle my sien en dan sê hulle so, "Wat's jou kinders?" So, hulle is mense glo alles. I mean, hulle glo AI. Dus Ja. hulle dink ek is 'n ma, dan sê staan nie ek is amper nie dan ek is nie daar nie. Ja. Nee, maar waar's jou ex? Weet nie een. Ja. Maar so ek dink nie hulle sien nie waar ek nie. Daai is so ek dink ek is nogal ek het 'n sin vir humor, Definitief. maar ek is baie ernstig ook. Soos Dis ek interessant. is ja, ek is 'n baie ernstige mens, baie diep mens. Soos ek hou nie van 'n ek kan nie 'n oppervlakkige gesprek hanteer nie. So ek kan nie en hoe gaan dit goed? Goed en met jou? Goeiedag kan nie kla nie. Soos Ja. glad. Ja, daai small talk. glad. Ja, Dit is terrible. En mens weet nooit, soos as dit nou sleg gaan met jou die dag, soos het jy al ooit vir iemand gesê, dit gaan eintlik vreeslik sleg vandag, soos ek het eintlik 'n verskriklike slegte dag gehad. Soos het jy al ooit daai reaksie van iemand gekry? nee. Exactly. Ons Nee. iemand kan nou net doodgeval het en ons gaan, "Goeie dankie en self." Kan nie kla nie. Oh, jong. Ja, Goed. ja. Ja. Dis is 'n Afrikaanse ding dink ek. Ek dink dit is soos 'n kulturele ding wat ons ek dink. Dis baie interessant. Ja. Ja. Crazy. Maar om die vraag net te beantwoord, soos nee, ek dink sien die regte ek nie. En hoe Want voel jy dat ekskuus, ja sê. Nee, maar ek wou net sê want ek sit nie baie van soos Denai daai nie. 'n Denaitjie. Wow, dis baie interessant. Maar soos twee identiteite. Want een van jou video's wat soos daar's baie waarheid in jou video's en dit is hoekom ek dink soveel mense aanklank vind in dit. En daar's een spesifieke video wat ek oor wil praat waar ek dink is 'n ma wat die hele tyd kommentaar oor die meisie se gewig byvoorbeeld. En dan dink ek vir myself soos is dit iets wat iemand in jou familie, iemand in jou lewe, vriendinne of iemand dalk self deurgegaan het en nou is dit al vir jou 'n uitlaatklep amper van soos jy's nie alleen nie, soos daar is ander ma's wat ook dit doen aan hulle kinders. Van ons baie waarheid ook in sulke tipe goed. Daar's 'n dieper mening amper ook partykeer. En alhoewel dit komieklik is en is baie snaaks, is daar ook partykeer bietjie dieper goed agter dit. Dit is diep. Al my video's is diep. Ja. Dis die ding. Is mense ons lag daarvoor, Yes. maar dit is die realiteit. Dit is wat aangaan in huis. Ja, dis so waar. Ja, dit is eintlik diep, maar ons lag daaroor. Ons kies eerder oor te lag. En ek dink dis wat dit snaaks maak is die feit dat of nie snaaks nie, maar relatable is die feit dat maar dit is wat gebeur het met my of met iemand of dis the relatability daarvan. Ja, en ek dink dit is ek share dit juist om
vir mense wat daardeur gaan dat jy nie soos alleen voel. Hierdie Ja, is 'n dis ding wat wonderlik. oral gebeur, Ja. soos jy nie alleen voel nie, want eintlik is al die ma's dieselfde, al sê hulle nie ek nie, ag nee ek, hulle doen, almal is dieselfde. Is so waar, Maar dis so waar. al die ma's probeer net hulle bes. Soos dis jou eerste keer, hulle het nog nooit kinders gehad voor jou nie. Dis hulle try ook maar net, hulle doen wat hulle dink die beste is. Probeer ook hulle Ons plekkie net vind. Ja. So mens moet maar ook reis hê met hulle, want hulle weet wat doen nie. Dis baie waar. Dink jy dat soos die sukses wat jy bereik het op so 'n jong ouderdom, jy die ander dag toe jy daai video maak, toe sê jy's so bly jy het sukses bereik op 'n jong ouderdom, want jy het besef dis nie wat geluk is nie, en miskien is dit die idee of die konsep wat jy gehad het van, maar as ek suksesvol is, dan gaan ek gelukkig wees, of dan gaan dit my vreugde bring, en jy was so dankbaar om te besef dat hierdie is nie wat geluk is nie, of dit gaan nie my geluk bring nie. Wag, wat is die vraag? Wanneer het jy besef dat die sukses wat jy, wanneer het jy besef dat, hoorie maar hierdie sukses wat ek nou het, bring nie daai geluk, daai innerlike vreugde vir my nie? Ek sê jammer. Nee, dis waar. Ons lag ook daaroor. Ja, okay. Toe ek alles om my goed gegaan het. Almal sê altyd vir my, wow, jy's so goed. Jy stap rond in die mall, almal approach jou, sê jy's so goed. Jy's so funny. En ek weet vir my heilige siel, dit het niks vir my beteken nie, want ek was so dood binne my. Dus ek was so nam. Ek het net niks te voel nie. Ek was nie gelukkig nie. En dis alles wat ek nog ooit wou gehad het. Ek het Hannah Montana gekyk. Sy wat sê altyd van paparazzi af met. Dit was die droom. Wow. En nou leef jy dit? En nou leef ek dit en ek het niks te voel nie. So dit is net daar wat ek besef het, soos wat doen ek? Wat is hierdie wat ek doen? Dit wat ek gedink het, alles is soos wat ek ooit wou gehad het, soos dis glad nie wat ek wil hê nie. Dit bring geen joy in my lewe nie. So antiklimaks amper, soos jy het hierdie berg geklim, want jy het gedink hierdie goue treasure chest gaan hier bo wees, en dan kom jy daar bo en dan sê soos, daar's niks hier nie. Ja. Of niks wat my innerlike geluk bring, wat ek dalk gedink het ek gaan hê nie. Ja. So waar vind jy? Ekskuus, Sorry. Nee, ek sê soos jy's net baie disgusted. Is dit wat dit is? Hoekom lewe almal vir hierdie? Want as almal maak asof dit so amazing is, maar dit is alles behalwe. So. En waar vind jy jou vreugde nou dat jy gesê het dat jy gedink dit sal jou vreugde bring, en wat maak jy nou gelukkig? Die feit dat ek nou hierdie kan doen. Dis amazing. Vir my, nou, ek het vanoggend met my ma gepraat, is ek wil vir die Here lewe nou, en wat hy sy purpose uitlewe, want ek het nou my way gedoen, so ek stuur dit, gedoen wat ek wou doen, en dit het my geen joy gebring nie, so ek is nou reg om te doen wat die Here wil hê ek moet doen, so ek weet dit gaan met baie van die duiwelse struikelblokke kom, want hy weet nou, ek is gecommit, maar ek is reg voor, want flip, niks is so erg soos waar ek was, toe ek op daai plek van my lewe was nie. Ek is so bly vir jou, en ek dink, partykeer dink ons vreugde is al hierdie groot ding, hierdie groot soos gevoel, of hierdie groot ding wat mens bereik, maar
Partykeer is dit net daai klein goedjies in die dag, daai klein interaksies met mense, met my kind byvoorbeeld vir my. Partykeer is daai klein goedjies eintlik die vreugde. Ja, Soos hierdie nou, 100%. dit bring vir my vreugde om met jou te kan praat. Ja, Dit is ja, amazing. Dis hierdie klein oomblikke wat mens dit dalk nie besef nie, maar ek voel dit. Ek voel daai vreugde, dit maak my gelukkig. En dis dalk nie hierdie groot bang wat mens in ons koppe het, dat is hierdie idee nie, maar dis hierdie klein goedjies wat al saam mens gelukkig maak. ja. Maar ek moet ook vir jou sê, soos, dis hoe ek nou voel, maar 'n maand of 2, 3 terug, nee, flippin 4 maande terug, het ek niks het my gelukkig maak nie. Die beste goed sal gebeur. My gesin is, ek lewe vir my familie. So ek's 'n family girl, love hulle. Hulle om almal Kersfees net saam te hê. Soos almal was so happy en ek het net niks gevoel nie. Soos ek was daar en ek dink dit was vir my die ergste want ek het besef soos hierdie is die grootste droom. I mean, mense se ouers sterf. Hier sit ek, al my mense lewe, almal is gesond en gelukkig en ek voel niks. Ja. Dit is verskriklik. Dit is 'n verskriklike plek om in te wees. Baie. Het dit Dus ek voel ten minste hartseer voel of iets as iets my maar net om niks te voel nie. Dis die ergste. Ja. Sê vir my, wat was die gevaartekens voordat jy tot daai punt gekom het, tot waar jy was daai dag op Kersdag wat jy gevoel het, ek voel regtig niks met almal waarvoor ek so lief is om my. Wat dink jy was die klein gevaartekens op pad na daai oomblik toe? Ek wou heeltyd alleen wees. So ek wou almal wat deeltyd gelukkig was, het my geïrriteer. Want ek was nie gelukkig nie en ek het sleg gevoel want ek het geweet mense sê mos almal die lewe gaan ons soek lekker mense om jou. Vir my ook. Dis my belangrik om lekker mense om my te hê en ek weet ek was nie 'n lekker mens nie, soos ek het geweet. Ek is nie nou 'n lekker mens nie want ek voel nie lekker nie. En ek wil nie om mense wees as ek nie 'n lekker mens is nie. So dan wou ek heeltyd net alleen wees, in my kamer wees en net met niemand praat nie want my gesin sukkel nie met mental health issues nie. Dis hulle verstaan nie, hulle is my betal sê is dit nou weer daai tyd? My broer sê vir my, jy moet net oefen. So I can relate. Ja, ek het dit probeer. Ja, dit werk, kom ek probeer iets anders. Ja, ek het bietjie iets sterker nodig. Ja. So, toe jy eintlik half begin jouself isoleer en ek dink dis 'n baie gevaarlike plek om te wees, want nou is jy alleen met jou eie gedagtes en jy praat ook nie met enigiemand oor hoe jy voel nie. En wat gebeur toe? Toe het ek onthou ons was eendag het my ma gesê ons moet bietjie Nyasa toe gaan om daar te gaan inkopies doen. Sy en my stiefpa was daar en ek wou heeltyd in die kar begin huil het. Soos want hulle net so happy en dan wou ek net gehuil en dan is my ma soos wat's fout? Soos en jy kan nie sê nie want jy weet nie. Dan sê ek weet nie. Dan sê sy soos ag man, sê net. Maar ek weet nie, wat is fout? Ek huil. Ek gaan toe strand toe daai hele middag gaan lê verbrand myself. Want ek wil net so alleen wees en ek wil net nie hierdie soos bad presence in die huis wees. Soos jy voel vir my was dit net ek wil nie mense om my
so seer maak nie. En die toestand waar ek was, dan sou ek. So dan wil ek eerder alleen wees, soos moenie met my praat nie. En my ma was soos, wat is fout, sê net vir my, en ek het net nie antwoorde gehad nie. Sure. So daai aand, toe ek teruggekom het van die strand af, sy kom toe in die huis, en ek lê in 'n donker kamer, alles is toe sê sy vir my soos, jy gaan môre iemand sien. En ek is soos, hoekom? Want ek wou net met iemand praat nie, en toe sy vir my gesê het, soos, ek ken jou nie, soos, jy's nie my kind nie, ek weet nie wat is fout met jou nie, as jy nie met my praat nie, dan gaan jy met iemand anders moet praat, en ek het toe vir therapie gegaan, en ek het elke oomblik gehad. Regtig? Dit is so glad nie. interessant. Hoekom Ja. was dit nie vir jou nie? Wat is dit wat jy nie van het gehou het nie? Dit het my erger laat voel. Elke keer as ek daar weggegaan het, soos het dit gevoel asof ek erger word. Sure. Soos dan kom ek van die plek af, en dan amper huil ek net meer, en dan is ek net meer, so toe is ek, ek kan nie hierdie so doen nie, want ek maak dit vir almal om my onaangenaam. My boeties, hulle almal het afgevlieg, want ons het so uitgesien na hierdie Desember vakansie. So ek het net gevoel, ek kan nie nou meer hierdie doen nie, soos ek wil net eendag gelukkig wees saam met julle, en ek was nie, ek beloof, ek was nie kans en eers eendag gelukkig nie. Soos dit is. En jy sê, hulle kon dit sien? Hulle kon dit hoor. Hoor rarig. Soos party oomblikke, dan is ek net so super, jy het mos die fight, flight, en dan wat die Freeze. Ja. Dan het ek net gevrees, net niks gevoel nie, en dan een oomblik, dan kom hy fight mode uit. Maar dan gaan ek so af oor ietsie kleins, en dan was dit, dus dan kyk almal letterlik net so vir my aan, asof ek mal is. En ek kan nie eers myself verduidelik nie. Soos na die tyd, dan gaan sê ek jammer, want ek is regtig jammer, maar ek weet nie, ek kan nie vir jouself, soos ek kan nie sê hoekom ek dit gedoen het nie, dit het net gebeur. So hulle ook gesukkel. En ek dink dit is belangrik ook om te besef dat partykeer dit was nie 'n saai klein dingetjie wat jy gedoen het nie. Dit het niks met die situasie eers te doen gehad het nie. Te doen gehad nie. Maar dit is wat agter dit was, wat binne in jou aangegaan het, en dit was net so overflowing dat jy kon dit nie meer beheer nie. Jy self kon nie meer dit onderdruk en ek dink dit is toe die bubbel net heeltemal gebars het. Ja. Hoe het dit gevoel vir jou toe jy begin agterkom, jy isoleer, jy's heeltemal stom, het jy ooit gedink jy gaan op 'n punt kom waar jy nou daaroor kan praat byvoorbeeld en kan sê dit is wat gebeur het, of was dit so donker dat jy nie die lig kon sien nie? Nee, dit was so donker dat ek nie die lig gesien het nie. Dis bad. Dit was baie erg, omdat ek het nooit in depressie of angs geglo nie. Ek was die persoon wat gesê het, lees net jou Bybel. Bid net, dis okay, kry 'n verhouding met die Here reg, en jy gaan fyn wees. Jy sit nie die effort nie. Ek was die een wat dit het. Nou het ek 'n real life experience. En dit is een ding wat ek ook vir mense wil sê, is as jy nog nooit daardeur was nie, dan bly eerder stil. 100%. Soos jy doen baie meer skade as goed wanneer jy vir iemand sê, toe maar moenie worry nie, gaan slaap net. Gaan slaap net, môre voel jy beter. Dit werk nie, soos bly eerder stil. Ja, en dit kom terug na net onkunde, dink ek. Ek dink dit kom terug na net die onkunde daarvan, net omdat jy nie iets verstaan nie, of dit nog nie met jou gebeur het nie, beteken nie dat,
of baie keer dink ek hulle bedoel goed, maar ek dink die beste is om net nie enige iets te sê wat enigstens negatief is, soos gaan slaap of gaan haal net asem of jy weet daai tipe aanmerkings dink ek is just not needed. Ja. Dis baie Ja. waar. So toe hierdie hele episode gebeur het, hoe het jy nog video's gemaak? Hoe het jy nog Denytjie gespeel en jy was stom en afgeslaan en hoe was daai ervaring vir jou, want nou moet jy Denytjie wees, maar Deny sukkel om enige gevoelens te wys. Hoe het jy daai balle half gejuggle om dit te kan doen? Ek dink die lekker ding van rolspeel is jy is jouself nie. Was 'n coping So mechanism. as ek 'n rol van sê nou maar 'n mamma of 'n kind in my brein het, die mannerisms alles, dan is ek nie Deny nie, dan is ek daai Ja. persoon 100. Sure. So dit was vir my baie makliker, my gemoed, dit was obviously baie, my gemoed was nie lekker nie en ek was baie meer, kry dit nou net reg. Ja, as Agter die nou- skerms was Deny weer, agter- Deny was daar om te sê nee, ons gaan aan en dan is die rol Ja. weer aan. Sure. Ja. So, ja, dit is maklik om agter 'n rol weg te kruip. So dit het eintlik vir jou op 'n manier genesing gebring in daai oomblik, want in daai oomblik was dit half jou escape gewees, want jy kon iemand Ja. anders wees. Oh, Sure. ja. Het jy Ek geluk dink dit- gevoel? Ekskuus, ja. Ja, van kleins af was dit vir my 'n ding, ek wou net soos iemand anders wees. Sure. Hoe verskriklik is dit nie? As ek nou terugdink, ek as dogtertjie, ek wou net altyd drama doen, want ek het dit gelove om iemand anders te wees. En maar ek verstaan dit nie, want my lewe is so goed, soos ek het die beste ma onder die son. Natuurlik, weer eens, hier is haar eerste keer as 'n ma. Natuurlik het sy foute gemaak, sy is 'n mens. Maar so ondersteunend. I mean, my pa was oorlede toe ek 3 maande oud was. So sy het seer baie gaan ook. Ja. Maar met 'n great support system wou ek nog steeds net iemand anders wees. Dis verskriklik vir my. Maar wie is Deny as jy nie haar wil wees nie? As ek nie wie wil wees nie, as ek nie Deny Deny jouself. As jy altyd iemand anders wil wees, wie is jy dan? Dat jy so negatiewe idee oor jouself het dat jy iemand anders altyd wil wees. Wie is jy dan? Hoekom is jy nie goed genoeg nie? ek dink ek is baie skaam. Soos ek raak skaam. Soos as ek op die soos moes gaan MC nou het. So ek moes nou 'n MC gewees het en nou dan weet ek nie wat om te doen nie. Want Deny, so, wat moet ek doen? Ek doen nie wat met mense praat. Dis nie die karakter nou nie. Ja. Nee, boek Denytjie, soos ek kan ek iets gee. En ek dink die confidence is vir my die ultimate ding. Want as ek iemand anders is dit daar. Want as kind, ek dink ek het nog nooit die confidence gehad as kind nie, want ek was die lelike maatjie. Okay. Wel, jy is nou pragtig. Dankie. Maar ek was die vet maatjie en almal het altyd met my gepraat om met my maatjies soos om hulle nommers te kry. So ek het net nie die confidence gehad om soos die main character te wees nie. Dis onder die maatjie. Sure. So die boodskap wat jy gekry het is jy's nooit goed genoeg nie. Jou maatjie is. Jy's nooit goed genoeg nie. Iemand anders is. So daai boodskap wat jy nou glo is Deny is nie goed genoeg nie, Denytjie is, die karakter is. Want dis die boodskap wat jy die hele tyd gekry het. Ja. 100%. Maar ek wil vir jou sê Deny
is goed genoeg. En Denytjie ook. Sy is wonderlik, maar Denay self ook. Wow, dankie. Hierdie ek het nog nooit so na hierdie gekyk nie. Ek het nie eers geweet hierdie was 'n probleem nie. Maybe. Ek het nog nooit so daarna gekyk nie, maar okay. Nou ontdek ek iets hier. Ja, ek is bly ek kon help. So ek wil gou terug ja, ek wil terugkom na jy wat sê dat hierdie rol wat jy speel, Denytjie, maar nou sien mense jou in 'n publieke plek en nou is dit Denay. Hoe is daai konstante dophou vir jou en almal wat half ek dink hierdie verwagting het want jy is bekend en beroemd en almal het altyd hierdie idees van mense wat bekend is. Hoe is dit nou want as ek jou ontmoet nou, is jy Denay, jy's nou nie Denytjie nie. Hoe's daai vir jou? Wel, soos ek in die begin gesê het, ek is verskriklik dankbaar vir enige wat na my kant toe kom. Op 'n goeie dag of op 'n slegte dag. Ek sal nooit sê hallo, soos ek's dankbaar. Ek sal sê hallo. Oh, dankie, jy lyk ook mooi. Soos ek's regtig uit my hart uit dankbaar vir hulle want dit was gevolg van hulle dat ek kan doen wat ek doen. Definitely. Maar baie mense sal ook eendag sê of sy sal sê Jessie, jy's baie rustiger as wat jy op jou weet. Dan sê ek soos want ek is 'n karakter nommer 1 op my video's. Ek moenie dink dit is my persoonlikheid nie. Dit beteken ook nie Ja. En nou ek wil net byvoeg, nou is daai saadjie weer ouma Denytjie is nicer. Denytjie is en dan sit weer terug in daai ding van ja. En nou sit weer amper half daai emosionele ding van okay, maar so aanvaar jy dan nie Denay nie, want ek is nou rustiger of ek is so dis al amper half hierdie boodskap wat jy heeltyd kry, wat jy dalk nie soos dis nie nou soos in jou face nie, maar as mens net 'n bietjie terugkyk en luister, dit is heeltyd die boodskap wat jy kry. Ja, basically. Ja. Wat is hy soos 'n therapist? Nee. Net 'n suster. Maar ek hou van stories luister of mense se stories luister. Dis vir my ongelooflik. Ja. Dis regtig ongelooflik. Ek wil graag weet hoekom het jy toe besluit om daai video te maak en te sê ek is Denay en ek is nie okay nie en ek wil vir julle sê dat it's also okay to not be okay. Wat het jy laat besef om daai video te maak? Want dit was Pinkster hierdie week by die kerk en praat oor die Heilige Gees. Want Jesus het ons die Heilige Gees aarde toe gestuur want hy kan nie meer by ons wees nie. En hierdie week was ek verskriklik sensitief tot die Gees en dit was 'n gebed wat ek eerliks opgesê het, soos praat met my. Even voor hierdie onderhoud. En in die kerk het ek so gehuil en ek was net soos ek het gevoel hy sê ek moet dit deel. En ek is soos dis nie iets wat ek sal doen nie. Dis so weird vir my. Ek het by die huis gekom, dit dadelik gerekord en dit geshare en ek is soos dit gaan seker nie goed doen nie. My goed doen goed as dit 5:00, 6:00 die aand geshare word. Nou ek ken nou my algorithms, soos ek weet mos nou my audience ook werk. Viral gegaan op al 3 platforms. Hoe weet ek? Dis so ek weet. Okay. Ek het gehoor en ek het geluister. En toe jy hoor al die terugvoering van mense wat so positief was en so amper half soos dankbaar was vir jou. Hoe het dit gevoel? Dit het my baie emosioneel gemaak.
Want hoekom het ek dit nie vroeër gedeel nie? Soos hier's nou soveel kinders wat nou ook selfmoord pleeg en goed, soos as ek net vroeër gepraat het en vroeër my storie gedeel het. Maybe sou hierdie kind nog gelewe het, want ek verstaan as mens die grootste ding van my toe ek so depressief was, is ek het so alleen gevoel, want niemand deel hulle journeys oor depressie of anxiety ooit met die publiek nie. Waar sien jy dit? Jy sien net die mooi, jy gaan met almal is gelukkig. So ek het net so alleen gevoel en ek het gevoel daar's iets fout met my. So toe mense nou vir my sê dankie, soos nou die dag Vrydag het ek vir 'n brand video's gemaak by die mall en ek sien toe hierdie meisie en sy is my so mooi. Ek sê toe vir haar, "Hallo, kan jy dalk in hierdie video wees?" En sy kyk vir my en sy trane in haar oë. En ek sê vir haar, "Soos wat is fout?" Toe sê sy haar maat vir gesê, sy gaan my nog op kampus ontmoet want sy gaan ook nou deur sulke groot dip. En dis net haar ma wat van hierdie weet en soos staan sy daar met trane in haar oë en sê sy dankie, soos dit is so moeilik en toe sê ek soos gee nou vir my jou nommer, want ek verstaan. Ja, so mens voel so dankbaar en dit is wat vir my gelukkig maak, is om weer eens die Here se plan vir my lewe te kan uitleef, want ek is hier vir mense. Vir om sy woord te verkondig. En ek wil teruggaan na daai oomblik toe jy daai meisie en sy trane in haar oë, het jy iets gevoel toe? Ja, toe wou ek begin huil. Is dit nie so mooi nie? Toe is dit soos, toe voel jy, toe is dit net 'n amazing experience wat julle albei net is van I see you and you see me en ons is saam in hierdie en twee heeltemal 'n vreemdelinge. Hoe amazing is dit? Dit was net 'n random dit vir brand en die Here het presies geweet ek gaan jou en jou daai tyd vir my paai stuur. Sure, dis amazing. Dit gee my letterlik hoendervleis. Dit is ek het die woorde. Dit is net amazing. Dis wonderlik en dit wys jou net hoe jy partykeer die moeilikste goed doen en dink, ek gaan soveel haat vir dit kry of ek gaan soveel en dan is dit soos die teenoorgestelde. Dit was die regte jy en kyk waar dit jou gebring. Sure. Ek is so trots op jou. Dit is amazing. Dankie. Ek wil graag oor mense wat met depressie sukkel en veral jonger mense. Dink jy daar's genoeg wat mense op sosiale media doen? Dink jy daar is nog baie stigma nou nog met depressie of enige mental health, of dink jy dat daar is nie regtig meer 'n stigma nie? Daar is 100% nog 'n stigma. As ek nou vir 5 van my vriende gaan vertel oor depressie, gaan hulle sê, "Maar jy gaan net bietjie uit, kom net bietjie uit, kom drink 'n wyntjie, ontspan." Mense weet nie wat depressie is nie. So weer eens wat ek gesê het, as jy nie weet wat dit is nie, bly stil. Moenie daaroor sê nie, want jy doen as goed. Dis so waar. Maar hoe verander mens daai stigma? Dink jy, soos jy het 'n groot platform en soos maar jy's ook een mens. Hoe kan mens daai stigma verander dat dit nie so obvious is dat mense dink dit is net soos iemand wat aansit of iemand wat, jy weet, hulle is maar net hartseer of dis soveel meer as dit. Ek dink die Here gaan my platform gebruik om 'n gemeenskap te skep vir mekaar.
En dit is wat ek wil doen. Dis wat ek vir jou gesê het in die begin. Dit is ek het nou al die ander goed gedoen. Dit was amazing. Het dit my joy gebring? Nee, soos hierdie is wat my innerlik opgewonde maak om 'n verskil te kan. Ja. Purpose. Sure, dis baie mooi. Dink jy dat mense verstaan depressie? Want dit kom terug na die stigma toe, maar ek wil nie dit as in die stigma se kant sit nie. Dink jy mense verstaan self? Okay, ek is dalk nou depressief. Ek het dalk nou depressie. Dink jy mense weet self wat depressie eintlik is? Nee, ek het dit nie eers nie. Ja. Ek het nie eers geweet wat aangaan met my nie. Ek het gedink daar's iets fout met my. Soos wat is fout? Sê net vir my wat is fout? So Gee my net 'n antwoord. Gee my net wat gaan aan? Wat moet ek nog doen? Almal is gelukkig. Ja, eintlik almal om my gebly. Want nader dan ek sê eintlik doen hulle niks verkeerd nie. Eintlik is dit ek. Sure. Was dit moeilik om dit te aanvaar, om te sien dat maar eintlik jy is nie die probleem nie, maar jy het 'n probleem wat die probleem veroorsaak, as dit sin maak? Dit was baie moeilik. Dit was baie moeilik, want weer eens dan kom dit soos ek het my kerel soos wou ek gelos het, heeltyd. Ek dink ek het hom soos 5 keer gelos. Want ons sal net ek het dit nie geweet hoe om met ek weet nie hoe om met myself te werk nie. Onthou hierdie is vir my. Ek verwag nie van hom om te weet wat om te doen nie. Dan voel dit vir my ek trek hom net af. Dan sê ek vir nee, soos gaan net jy met jou eie pad gaan. Ek is nie goed vir jou nie. Soos ek is nie nou goed vir enige iemand nie. En dit was vir my die ergste, die feit dat ek geweet het soos ek is nie goed nou vir enige iemand nie. Dis 'n donker plek om in te wees. Dit was so erg. Ja, dan huil ek. Want ek weet en die ergste van ons is en ek het nie geweet wanneer ek gesond gaan word nie. Jy weet nie. Ek weet nie of ek hier uit gaan kom nie. Kry vir jou iemand anders wat gelukkig is. Letterlik wat ek gesê het. Daarom het ek die geduldigste enetjie ooit gekry. Ek is baie bly vir jou. It's okay. Shame. Ek het dit nodig. Dis wonderlik. Ek wil graag praat oor, het jy ooit gevoel jy verloor jouself omdat jy hierdie depressie gehad het, maar ook op dieselfde tyd het jy nie geweet wat aangaan nie. Maar het jy gevoel op 'n stadium dat jy verloor eintlik nou wie jy is, want dis amper half depressie het hierdie, soos wat jy gepraat het van karakters, dit was nie 'n karakter nie, maar dit was 'n identiteit nou van jou, dat hierdie probleem wat jy het, word nou jy. En het jy ooit gevoel jy het jouself verloor? Ja, heeltyd, deur die hele proses. Het dit gevoel, want ek was iemand wat altyd net super happy was. Baie optimisties, wil heeltyd grappies maak. En is ek net soos niks maak my gelukkig nie. Die goed wat ek gedink het my joy gee en my gelukkig maak, soos niks maak my gelukkig nie. En ek het 100% myself verloor en ek dink dit was die ergste deur die hele proses. Om uit te vind, wie is ek? Waar vind ek my identiteit? En dit is hoekom ek baie dankbaar is dat ek die tyd ingesit het om net weer my identiteit in die Here te kan vind. Want as dit was nie, dan sou ek natuurlik nie eers vir hulp gevra het nie. Ek sou net opgegee. En dit sou en hoeveel mense gee nie op nie, want hulle het nie daai hulp gehad nie. Ja. Dis en dit is nog 'n ding wat my hart breek, is ek sê vir my ma, ek werk nou hard om wealthy te wees eendag, sodat ek 'n organisasie kan stig vir mense met mental health issues.
vir die mense, want dit is flippend duur, dis duur hierdie medikasie. Dit is. Vir my, I mean, ek betaal my eie goeders nou, vandat ek 'n inkomste het. Soos hierdie is nogal duur, soos my inkomstes gaan nogal nou op my medikasies. Ja. Maar nou dink ek net aan die mense wat letterlik nie geld het vir dit nie. So hoe doen jy dit? Ja. Ek dink aan hulle. En hulle, nou sê ek vir hulle, kry hulp. Maar hulp is nie vir nie. Ja. Dit is die hartseerste. Ja. En dink aan 'n mamma wat miskien 3 kinders het, wat moet kies tussen haar mental health of haar kinders wat moet eet. Dit is 'n no-brainer, maar dit is so onregverdig, want sy moet eerder kos op die tafel sit as om haar eie medikasie te kry. Ja. Dis baie hartseer. Dis baie hartseer. En waar is jy nou op daai pad? Want jy het gepraat van jy moet weer jou identiteit gevind het en jy moes weer, waar is jy nou op daai pad en hoe was daai pad? Want hoe het jy half uit dit uitgekom tot waar jy nou is huidiglik? Ek dink ek is nog glad nie naby aangekom nie. Elke dag is nog steeds 'n keuse. Ja. Okay, ek kies vandag natuurlik help die medikasie. Ja. Maar party dae en dan dink ek net, wow, ek is net so dankbaar om te kan voel. Ja. Ek voel gelukkig. Ja. Soos dit maak net so dankbaar vir die klein goeders. Soos, Ja. Dit voel so. Ja. Of hartseer, soos net iets voel. Ja. En dan ander dae, dan voel ek soos dis moeilik. Dan kom my gedagtes weer in my kop van, okay, gaan jy ooit van hierdie medikasie kan afkom? Gaan jy ooit weer normaal kan funksioneer sonder hierdie? Verstaan, soos, dan spiral ek, en dan voel ek op hierdie medikasie kry ek angs, maar soos dan weet ek myself leer, okay, is okay, ons gaan nie nou daaraan dink nie, dan gaan oefen ek, of dan doen ek iets aktief, want dis al wat my help, is oefen. Sure. Dink jy dat die medikasie het 'n groot verskil gemaak vir jou en soos hoe lank is jy nou al op jou medikasie? Dit het 'n groot verskil gemaak, definitief. Ek dink ek's nou so 'n maand en 'n half op dit. En jy voel al klaar so 'n groot verskil? Sure, dis wonderlik. Ek sê is, onthou ek het nie net depressie en angs gehad nie, soos ek het insomnia ook gehad. Dit is so skrikkelik erg. So jy is moeg. Nog so alles. En dan sy perfectionisties, bietjie OCD daar ook. En dan, dit is letterlik soos 'n cocktail van mental health. Dit is baie erg. Nee, dit was vir my verskriklik erg. So ek moet sê, obviously het daai medikasie my ook help om net te kan slaap. Soos in die oggend nou, as ek opstaan, die eerste ding wat ek sê is dankie dat ek kon slaap. Weereens daai appreciation van, wow, hierdie was 'n goeie aand, want ek weet hoe dit voel, elke week, go. So, ek slaap nie, ek beloof jou, ek sal my oë toemaak, super moeg is, soos geoefen het, myself besig gehou het die hele dag, geen screen time voor ek gaan slaap nie, enige natuurlike pil wat ek moontlik kon drink, het ek gedrink, net niks. En dit het my baie erg onder gekry. Ek kan dink met al daai geen slaap en al daai goed wat bymekaar gekom het, dit moes regtig baie erg gewees het. Dit moes baie moeilik gewees het. Sure. Hoe lyk sukses vir jou vandag en hoe sou sukses vir jou gelyk het as ek jou 'n jaar terug gevra het? Dis 'n goeie een. Sukses vandag lyk vir my soos vrede. Innerlike vrede. As jy
jy 'n inkomste kan kry en vrede in jou hart het. Dit is vir my sukses. Ja. 'n jaar terug sou ek gesê het fame en geld. Sure. Nou is dit dit gaan nie vir my oor ek wil ryk wees nie, dit gaan vir my oor ek wil kan lewe, maar ek wil vrede in my lewe en in my hart hê. Dis wonderlik. En dis eintlik so mooi dat jy in daai diepste donkerste oomblik eintlik die lig gesien het sonder dat jy dit besef. Nee, Dit is so mooi. En dit was En so so moeilik. Ja. Ja, ja. Sjoe, ek is so trots op jou. Ek is so trots op jou. En ek is so bly dat jy gepraat het daaroor en so bly dat jy jou platform gaan gebruik om te praat daaroor, want dit is so belangrik. So baie dankie vir dit. Nee, dankie vir jou. Maar ek wil ook vir jou sê, soos dit is nou, moet nou nie dink hierso ek is nou net all happy. Ja, Weer in journey. 100%. En ek werk elke dag Ja. daardeur. Ja. Dit gaan En Ag. good days and bad days, nee. Daar is good weeks and bad weeks. Dit is ja. Ek dink baie keer ook weer eens om terug te kom na hoe hard ons op onsself is. Ons verwag ook nou, okay, ek drink my pille, dit moet nou alles reg wees, nê? Soos nee, dit is ook nou nie so maklik nie. Elke dag Nee, is ook mens met daaraan werk en bietjie vir bietjie gaan dit beter word, maar dit is definitief so en nie so nie. Ja. Ja, weer eens is dit help. Ja. Dit help veral met die slaap ook. Ja. Dit is vir my 'n groot ding. Maar jy kry maar een deel van die dag voel ek baie flippin gaan ek ooit van hierdie pille afkom. En die volgende deel van die dag ek is dankbaar dat ek hulp gekry het. Ja. Wat sê jy vir al jong mense wat dalk sukkel in dieselfde posisie wat jy was, met depressie en nie weet wat om te doen nie en nie weet waartoe om te gaan nie. Wat se advies sou jy vir hulle gee? Ek wil eintlik sê DM my. Ek dink die advies wat ek sal gee is moenie met iemand praat wat nog nooit daardeur was nie. Dis goed. Want dit gaan slegter laat voel oor jouself. Ja. Vind uit wie al daardeur was en gaan sit en praat met hulle. Ja. En ek dink dis baie belangrik wat jy sê, praat daaroor. Dit is die grootste ding, praat daaroor. Ek dink nie ons kan dit genoeg sê nie. Jy hoef nie alleen te sukkel nie. Jy hoef nie jouself te isoleer nie. Jy is nie besig om mal te raak nie. Dit is normaal en baie mense gaan daardeur. En dit is nie jou identiteit nie. Dit is jou omstandighede. Ja. Dis baie Dit is nie Ja. En jy het ook nie beheer oor dit nie. Dit is die groot ding. Ek dink baie mense dink soos jy kies om dit te wees of jy kies om daar's geen keuse nie. Dit is glad nie 'n keuse nie. Oh my word. Ja. Weer moenie met mense praat wat nie 'n idee het nie. Ja. Surround yourself with the right people. Ja, presies net dit. Sure. Ja. En ek is so bly dat jou ma na jou toe gekom het en gesê het, maar ek sien nou daar's iets fout. Wat dink jy as sy dalk daai aand nie na jou toe gekom het nie? Wat dink jy sou gebeur het of hoe sou die toekoms dan miskien vir jou gelyk het? Ek weet nie, ek dink my toestand sou net vererger het. Ja. Ek kan nie hulp gekry het nie en
ek weet nie waar ek nou sou wees of wat ek sou doen nie, honestly. Onthou ek weer eens 'n stuk gesê het, ek het ook nie geslaap nie. Ek was moede. Ek het net was nie eers 'n mens nie. Ek het nie eers soos 'n mens gevoel nie. Dit was vir my beskruiklik. En as mens so voel, dan dink jy ook nie reguit nie. Jy dink nie môre nie. Jy dink aan nou, dit voel nou terrible. Ek wil nie voel nie. Ja. Het jy ooit selfmoordgedagtes gehad dat jy gevoel het dat hierdie is te veel vir my en ek kan net nie meer nie? Ek het nooit gedink ek sal iets aan myself doen nie. Nee. Okay. Ek het wel gebid dat die Here my moet kom haal, maar soos moet van die seer maak kom haal my. Ja. Dis 'n mooi manier om dit te stel. Ja. Soos net 'n weerligstraal of iets wat met net per toeval. Net iets wat vinnig is. Ja. Ek sou nooit iets aan myself gedoen het. Ja, ek is baie bly dat dit nie tot daai punt gekom het dat jy heeltemal visie verloor het en dat dit nie tot daai punt gekom het nie. Ek is baie dankbaar dat jy hulp gekry het voordat dit tot dit gekom het. Maar dit maak dit nie minder erg nie. Ek wil net dit duidelik maak. Dit maak dit nie minder erg wat jy deur is nie. So, is daar enigiets anders wat jy graag wou byvoeg of sê? Vir die mense. Ja. Okay. Ek het deur my journal gelees wat ek in Amerika geskryf het. En een van die goeters, ek het daar 'n konferensie bygewoon, Life Search, en een van die sprekers was Tim Tebow. Wow. Nou? En ek lees nou gisterand en dit het my so aangeraak en dis wat ek met almal wil deel is, as jy môre jou grootste droom bereik en alles waarvoor jy ooit gedroom het word waar, hoeveel mense se lewens het jy verander? Sure. Soos dit is oor te dink en dan sê ek soos dit is purpose, dit is hoekom ons. Ja, dit is so waar. Dit is baie waar. En ek dink as mense is ons van natuur so egocentric. Ons is verskriklik egocentric. Dit is half ons natuur. En ek bedoel as ek net na my seentjie kyk, hy dink net aan homself. En ek dink dit is normaal, jy weet, vir 'n 3-jarige om net aan homself te dink, maar ek dink dit is iets wat ons stelselmatig moet onleer, of jy weet, ons moet dit probeer weghou van ons af, maar dit is nog daar, daai egocentric self is nog in the mix, en to calm down that egocentric self is moeilik, is baie moeilik. Ja, want baie keer dan hoor jy hoor hoe sê die Gees vir jou, gaan praat met daai mens, en dan soos ek kan nie nou nie by nie. Dan loop mense net vir, dan mis jy 'n geleentheid om 'n verskil te maak, omdat jy voel, ek is nie nou lus nie. Ja, dis so waar, dis so waar. Ja. Ja. Ek wil graag eindig met 'n phrase of 'n gesegde of iets wat jy se wou gehad het iemand anders in hulle lewe moet toepas om die lewe 'n mooier plek te maak. Watse gesegde sou jy of phrase sou jy wou gehad het hulle moet in hulle lewe toepas? Dis 'n moeilike een. Ek gee tyd, ek vat maar so lank my koffie. Ja. Nee, ek dink die een ding waaraan ek kan dink is daai wat ek gelees het in my boek. Ja, en dit is eintlik 'n gesegde en ek dink dit is so mooi. Ja, Dit is regtig mooi. Dit is 'n droom.
kan bereik, hoeveel mense se lewens sal jy verander. Sure. Dit Dis is amazing. Ja. En ek het eintlik nou dat jy daaroor praat, die ander dag toe lees ek, dit was so interessant. Mense sê altyd, ag as ek die later wen of as ek baie geld het, sal ek so baie mense help. Ek sal soveel, jy weet, kinderhuise en ek sal soveel mense help op straat en wat ook al. Maar hoekom help jy nie nou met 'n R5 of 'n R10 nie? Hoekom en toe dink ek vir myself, "Sjoe, is dit nie so waar nie? Soos jy dalk baie minder nou, maar jy kan nie eens nou 'n R5 of 'n R10 of 'n R20 of 'n R100 gee nie. Maar jy het hierdie idee dat wanneer jy miljoene het, dat jy baie gaan gee." Ja, Dis dit is so, illusie. Ja. Ek het ook toe ek het lees, dis ek sê, "Sjoe." En ek is self skuldig daaraan. 100% self skuldig daaraan. Ek het al hoeveel keer vir myself gesê, as ek die later moet wen, gaan ek dit doen en ek gaan dit doen. Maar vir my is ek soos, maar wat doen jy nou met jou geld? Wat doen jy nou? maar, You know, ja. Maar vir wie? Vir myself. Vir my ja, egocentric self. ja, Sure. mense dink ek gaan môre gebeur nie, mense Ja. moet voorsiening, Ja. maar ja, maar soos ons moet net daai toepas, Ja. Here, jy kan nie ontvang met 'n toehand nie, Nee, jy kan nie. Dis baie waar. ja, ek Sure. moet net, Ek wil vir jou sê, ongelooflik baie dankie. Dit was regtig vir my so voorreg om met jou te kom praat en spesifiek oor mental health, wat iets wat so na in my hart is en ek regtig waardeer dat jy jou storie gedeel het en ek weet jy gaan so groot verskil maak in soveel mense se lewens deur wat jy deurgegaan het en ek dink dit was nodig. En in hindsight dink ek nie jy sou nou gewees het waar jy is as dit nie was vir daai donker tyd nie. So dit was eintlik 'n blessing geweest. Dit was eintlik iets wat die Here op jou pad gesit het om dalk bietjie daai narrative net so bietjie in 'n ander direksie te steer. So vreeslik baie dankie. dankie dat jy vir my die geleentheid gegee het om my storie te kan deel. Jy Baie maak net so dankie. groot. Baie dankie, ek waardeer dit. Ons sien weer. Ja. Baie dankie. Staan nog jy, staan nog saam.